Goeiedag, Jesaja 45 vers 22. Wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. My liewe luisteraar, stel tog nie langer uit nie. En moenie God se gees langer weerstaan nie, maar sê op hierdie oomblik, ek sal opstaan en na my Vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Luister na wat God sê in Jesaja 45 vers 22 tot 23. Wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. Luister na hom, die bron van geluksaligheid en die verlosser van sondaars, in watter toestand jy ook al verkeer, hoe groot jou nood ook al is, wend jou tot God, want hy is magtig om te verlos. Hy is magtig om te verlos, want soos hy self sê, ek is God en daar is geen ander nie. Vandag, as jy die stem van God hoor, moenie jou hart verhard nie, maar wend jou tot die Here, sodat hy sy belofte van verlossing ook aan jou genadiglik kan vervul. Kom na my toe en ek sal jou rus gee, het die Messias gesê. Staan op in hierdie oomblik en sê, Here, dink aan my in u genade. Here, luister na my gebed en verlos my van al my sondes. Was my en ek sal witter wees as sneeu en reinig my van al my verborgde afdwalinge. Herskep my en gee in my binneste 'n vaste gees. Gee aan my 'n rein hart, want u is magtig om my te verlos. Verlossing bring vrede en blydskap in die siel. Jesus wag op jou. Sy liefdevolle hart verlang na jou koms. Haas jou dus tot Jesus. Die wat na hom toe kom, sal hy nooit verwerp nie. Kom dadelik, kom nou, kom gou. Maak soos Jesaja sê in Jesaja 55, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, wat hy vergeef, menigvuldiglik. Esegiel skryf in Esegiel 18, want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, bekeer julle dan en lewe. Jesus waarsku ons in Lukas 13 vers 5, wanneer hy sê, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En Paulus sê in Efesiërs 5, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. En Jesus sê in Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Almagtige Vader, skepper van die hemel en die aarde, dankie dat ons na u toe kan kom met al ons probleme. Here, hier is van ons mense wat seer het, of dit nou fisies of geestelik is. Here, ons het u nodig in ons lewe. Ons is gebore en ontvang in sonde, en dit is in ons natuur om te sondig. Daarom roep ons tot u en vra ons, Here, red ons, asseblief. Here, hoor ons gebed en reinig ons van ons sondes. Here, was ons weer skoon met die bloed van Jesus, sodat ons weer wit sal wees, soos sneeu. Gee aan ons 'n vaste gees en 'n rein hart. Vader, ek bid vir elkeen in hierdie eklesia familie van ons, dat u die siekes gesond sal maak, en die wat in pyn is, se pyn sal wegneem. Seën elkeen wat hierna luister.
in Jesus naam.